Lava baba banta lava siente rebe bendai ke turu bushanta lava siendai. Lebe benta lava siente turu bushanta lava siendai. I call upon the Holy Spirit to come into this place and anoint everybody's head with fresh oil. The Lord is calling you to come up closer to Him. Die Here roep elkeen in hierdie plek om hoor te gaan. Hoor. For He is holy, for He is marvelous, for He is the Lord our God. God is calling you to come and stand in the gap for somebody else. Lava baba banta lava siente rebe benta lava siente rubushandai. Sê die musiek vir my nog so 'n klein bietjie sagter asseblief. Kentara baba banta lava siendai. Lubushanta lava siente rebe bendai. Stand tonight with the word of God for everybody. Members in Christ's name, God is calling you. He's calling you to come up closer to Him. He's calling you to come into the holies of holies. It's Pastor Jan from Members in Christ's name. And this evening the Lord is asking us to come and stand firm in the gap. To come stand firm in the gap for others. The Lord is calling you. May the Lord seeks to see who He can find, who's got their hearts set upon Him. Het is een beetje in talen. We are standing on holy ground. God is calling everybody of you. Die Here roep elkeen van julle op heilige grond te kom staan, vanaand op die plek te kom staan waar die Heilige Gees beweeg. Rababababanta lava siente rubushanta lava siente rebe bendai. Keta rababababanta lava siente rubushanta lava siendai keta labababandai. The Lord is calling us. The Lord is calling us. The Lord is calling us to come into His presence. Keta rababababanta lava siente rubushanta lava siendai keta labababandai. Yentu kurugu shanta lava siente rebe bendai. Lava siente rebe benta lava siente rubu shanta lava siendai. Kenta rababa banta lava siente rubu shanta lava sienda sa kenta lava siendai kenta rababa bandai. And the Lord wants to anoint us with holy oil. And the Lord wants to pick us up, and the Lord wants to give us His power and His glory. And He's calling us to stay afresh, to stand firm against the enemy. And we pray that the Holy Spirit come and dwells in this place. I plead the blood of Christ over this place. I plead the blood of Christ over everybody coming in. And Lord, we cast out every demon and every negativity. We praise in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, that you are here this evening. We pray that the Holy Spirit comes and dwells in us. We pray that the Holy Spirit comes and refresh us anew. We are walking into the holies of holies. We are walking into your presence tonight. And Lord, I pray that your Holy Spirit come and refresh and put new will on everybody's heads tonight, Lord, with the understanding that you anoint them with fresh oil tonight. Lord, we pray that the Holy Spirit come and dwells in this place. I pray that the Holy Spirit comes and fill this church. Hallelujah. Here, ek bid dat die Heilige Gees in hierdie plek sal inbeweeg. Ek bid dat die Heilige Gees hierdie plek sal verander. Here, ons bid vir elkeen wat in hierdie plek is. Here, wil U naam nie geheilig word nie, wil U naam nie groot gemaak word nie, want heilig is die Here. Heilig in sy genade, heilig in sy krag, heilig in sy grootheid. Ons bid vanaand, Heilige Gees, dat U elkeen sal aanneem met nuwe krag, Here. Ons bid dat U elkeen sal versterk, Here. Ek bid, Heilige Gees, kom staan by ons stil, vul ons harte in met die soetheid van U lewende waters, Here.
Strome van lewende waters kom uit ons binnestes uit, Here. U maak ons los. U maak ons, U verfris ons met U krag en U sterkte, Here. U roep vanaand elke Moses, U roep vanaand elke Joshua, U roep elke Caleb, Here. U roep elke Joshua. U roep die Esters vanaand om hulle plekke in te neem, Here. U roep ons op om na die troonsale van die genade toe te kom, Here. Ek bid, Heilige Gees, dat U vanaand elkeen sal raak sien in hierdie plek, Here. Ketarabasiente rubushanta labasiente rebebendai ketalabababachtlaka siendai. Labababanta labasiente rubushanta labasiendai. Fill this place with joy, fill this place with overflow, fill this place with the Holy Spirit. Fill this place with your presence, fill this place with the anointing and the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, that we can wait upon you, that we can wait upon your word. Open our eyes and open our ears to see and understand what the word of God wants to tell us. We thank you, Holy Spirit, for your presence. We thank you for your Holy Spirit's presence. Hallelujah. Thank you, Lord, for being here tonight. My prayer is that everybody who walks in here will be blessed, get an overflow of the Holy Spirit now in the name of Jesus. You invite us to come to the holies of holies. In the Bible it says that we can run into the holies of holies. We can come with boldness, Lord, and I want to come tonight with boldness. I want to stand in front of you, and I want to pray for Zanine, and I want to pray that the Holy Spirit comes and anoint everybody here tonight. Let the Holy Spirit come and fill. Let the Holy Spirit come and renew and given us new strength, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus, that your power is here. I thank you that you have made the time for us. And Lord, that you have redeemed us from sin, and you have redeemed us from all the things of this earth. And Lord, your blood has purchased us, and the blood is calling out. Here, die bloed roep uit vanaand. Ek weet nie of jy het kan hoor nie, die bloed van Jesus Christus roep uit. Vrygemaak, vrygespreek. Here, ons is vrygemaak deur die bloed van die lam. Die bloed roep uit vanaand. Die bloed praat van beter dinge. En Here, terwyl ons vanaand in hierdie plek is en ons bid, wil ek bid dat die Heilige Gees by elkeen sal kom stilstaan, want U bloed praat van beter dinge. U bloed praat van dit wat ons nog nie kan verstaan nie, wat die gedagtes van die mens nog nie kan opkom nie. Terwyl die bloed van Kain, terwyl die bloed van Abel wat deur Kain doodgemaak is, Here, terwyl hy nog uitroep, Here, laat wreek my, dan roep die bloed van Jesus Christus uit genade, vrede, vrymaking. Dit roep uit, ek het die wêreld se sondes het ek op my geneem. En Here, ek kom vanaand en ek wil bid, Heilige Gees, dat hierdie bloed wat ons so vrygemaak het, Here, vanaand in elke se hart weer sal inpenetreer. Dat die liefde van Jesus Christus weer vanaand elkeen sal ervaar, Here. Die bloed van Jesus Christus reinig gedagtes, die bloed van Jesus Christus maak vry. Dis die bloed van Jesus Christus wat die mag van die sonde breek. Dis die bloed van Jesus Christus wat elke Satans mag kragteloos stel. Dit is die bloed van Jesus Christus wat vanaand mense vry maak, Here. En Here, maar U sê in die woord in 1 Korintiërs, dan sê jy daar so ver, hoofstuk 1 van vers 30, Here, dat dit is die bloed van Jesus Christus wat ons heilig en ons regverdig en ons vry maak en ons vergewe en geregtigheid vir ons gee en ons ook heilig, Here. Ek bid vanaand, Heilige Gees, dat ons dit sal ervaar, dat ons hierdie waarheid vanaand in ons harte sal ken en sal verstaan, dat dit is die bloed van Jesus wat ons vrygemaak het, Here. En ek dank U daarvoor, ek dank U vir die prys wat U betaal het op Golgotha. Ek dank U dat U vanaand, Here, by elkeen stil staan. Ek dank U dat ons name geskryf staan in die boek van die lewe. Ek dank U dat ons net voor U kan kom staan, Here, met 'n heerlikheid en met blydskap en met die wete dat die Here is op die troon. Here, daar is iets wat bokant ons verstand is, Here. Ons as mens kyk net na dit wat hier op aarde is. Maar die Bybel sê die troon van God se voetbank is die aarde, Here. Dit is so gering hier onder, Here. Ons kyk vanaand op na die koninkryk van die hemele, want die Bybel sê dat die koninkryk van God moet afgebring word in die Onse Vader, en daarom bid ons, Here, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in hierdie plek. Laat U koninkryk vanaand kom, Here. Daai troonsale, daai heerlikheid, daai krag van God wat daar is in die hemele. Laat U koninkryk kom in hierdie aarde, Here, net soos wat ons dit ook sal ervaar vanaand as U met ons werk, Here. En laat U wil geskied, Here. Nie meer ons wil nie, Here. Gee ons vandag daardie daaglikse brood, Here, daai voorsiening, Here. Geestelik, tydelik, fisies. Here, gee ons daardie tekortkominge, daai waar ons die tekortkominge, gee ons van daai voorsiening vir elke tekortkominge, Here. En maar Here, ons wil ook nie nalat nie om te sê, Here, vergewe ons skulde.
Vergewe ons waar ons mense se oortredings teen hulle hou, Here. En Here, ons maak hulle vry vanaand, ons vergewe hulle, maar vergewe ons ook vanaand, Here. En Here, as ons vanaand bid, Here, dat U koninkryk en U krag in hierdie plek gevestig sal word, Here. Dat die salwing altyd teenwoordig sal wees, dat die Heilige Gees mense sal oprig. Ons leef in 'n tyd, Here, waar dinge daar buite is deur mekaar, Here. Dinge wil net nie uitwerk nie. Ekonomie lyk nie reg nie, Here. Omstandighede is nie reg nie. Mense het vrese, daar's bekommernisse. Die wêreld self weet nie wat aangaan nie. Dinge val uit mekaar uit. Maar Here, nogtans, dan sê die Bybel, U hou alles in U hand. U ken die seisoene. U ken elke omstandighede. En daarom bid ek vanaand, Heilige Gees, dat U nou in elkeen se hart sal werk en met hulle sal praat in hulle seisoen. En ek bid dat die bloed van Jesus Christus nou beter dinge sal praat vir jou seisoen. Dat die oorvloei sal kom nou in die naam van Jesus. Want die dief het gekom om te slag, te steel en te verwoes, maar U het gekom dat ons lewe in oorvloed moet hê. Ek verklaar dit vanaand in hierdie plek, lewe in oorvloed. Ek verklaar die heerlikheid van die Here, ek verklaar sy krag, ek verklaar dat God is die God wat voorsien. Ek verklaar dit vanaand dat U is die God van wonderwerke. Ek verklaar dit vanaand, Here, dat U wonderwerke het nog nie opgehou nie, Here. Ons aktiveer weer die wonderwerke in ons lewens deur die geloof. Here, want U sê die geloof, Here, het die krag om wonderwerke te aktiveer. Ons kom vanaand, ons bid, Here, dat wonderwerke in elkeen se harte nou sal plaasvind, dat die saad van wonderwerke nou sal gesaai word en dat daar veel vrug sal opkom in elkeen se hart, Here. Dis my gebed vanaand, Heilige Gees, dat elkeen vanaand die vrug van die Gees, die vrug van die krag van die Heilige Gees sal ervaar, dat daar nuwe vrugte voorskyn sal kom. U sê in die woord dat daar in die hemel is daar 'n plek waar die boom van die ewige lewe staan, Here, en hy gee sy vrugte op elke dag en elke tyd en elke oomblik. Maar Here, ons het al reeds die ewige lewe, want ons het U aangeneem. Ons wag nie daarvoor nie, ons het dit al reeds. En daarom kan ek nou bid en vra, Here, gee vir ons nou die vrug, Here, op die regte tyd. Here, nie op ons tyd nie, maar op U tyd. Maar Here, U sê ook daar, elke maand het sy eie vrug. En elke maand het sy eie voorsiening, en elke maand is daar nuwe dinge wat deurbreek. En dis my gebed vanaand, dat U in elkeen se harte nou iets sal deurbreek. Ek profeteer dit vanaand oor jou, veel vrug, daar kom veel vrug, daar kom oorwinning, daar kom krag, daar kom heerlikheid. Kera baba talabasien turubushan talabasien terebebendai. La baba talabasien turubushan talabasendai. Mag jy veel vrug ervaar, mag jy die goedheid van God sien. Mag jy vanaand ervaar dat die Here breek deur in alle omstandighede. Dit wat 'n blokkade is, dit wat keer dat jy nie jou deurbraak kry nie, dat jy vanaand sal ervaar dat God maak met jou bemoeienis. Dat die Here kom vanaand en hy slaan jou tentpenne vir jou weier uit. En hy maak jou pad vir jou gelyk. En dit wat nie vir jou gelyk is nie, die Bybel sê dit self. Hy sê, ek ken jou weë, ek weet waartoe jou pad is, ek ken die gedagtes aangaande jou, dat ek goeie gedagtes aangaande jou dink. En dat hy ons vanaand dit kan bid, en ons kan sê, Here, ons ontvang daai goeie gedagtes, daai goeie gedagtes wat hier aangaan ons dink en bid. En Here, dis goeie gedagtes van seën en voorspoed. Maar Here, dit is nie net fisies nie, dis ook geestelik, Here. Vat ons nou na 'n hoër geestelike terrein toe van ons geestelike lewens. Here, die kerk is so gewoond om te bid net vir die fisiese, maar ek bid vanaand, Here, vir die geestelike. Here, ek bid vanaand vir 'n next level. Net soos wat U vir Johannes gesê het, kom op hierheen. Kom op hoor, kom op 'n plek van ontmoeting, Here. So roep U ons elkeen vanaand om die plek van ontmoeting te kom. Om die plek te kom waar U vanaand met elkeen van ons kan praat, Here. Here, U nooi ons in die allerheiligste, en U nooi ons in daardie plek waar ons, soos die Bybel sê, gemeenskap kan hê met God en die Vader en die Heilige Gees en met sy Seun. En Here, dis die plek waar die Heilige Gees met ons praat van aangesig tot aangesig. En Here, U sê in die woord, ons kan met vrymoedigheid kom na hierdie troonsale toe, deur Jesus Christus. En U is ons hoëpriester vanaand, en ek vra vanaand die hoëpriester, tree vir hierdie gemeente in. Noem elkeen se naam voor die Vader, noem elkeen se begeertes en behoeftes, Here, noem ons voor die Vader. Here, U is die God wat voorsien. Ons hoef dit vanaand nie eers te bid nie, want ons weet dit, U is El Shaddai, die God wat in elke omstandighede voorsien, Here. Maar Here, nou kom ons in die allerheiligste, en ons kom staan daar by die ark, Here. Daar waar Jesus se bloed op die ark gespat het, hy sê daar in Hebreërs, daar die plek wat nie met hande gemaak is nie, daar het U ewig gegaan, en daar het U vir ons 'n ewige verlossing teweeg gebring. U het vir ons dit gedoen, Here, U het ons vrygekoop. En Here, ek kom bid vanaand, halleluja, dat ons sal sien dat ons is vrygekoop, ons is duur gekoop, Here, ons is U sinne, ons is U kinders, Here. En Here, daarom kom ons vanaand, omdat ons U kinders is, Here, vra ons U vanaand, Here, hier by die versoendeksel, Here, vir versoening, vir ons omstandighede, Here, vir ons lewens, vir ons geestelike lewens. Ons bid vanaand vir Sanien, ons bid vir elkeen in hierdie plek, Here,
Here, wil U nie asseblief vanaand in elkeen se harte kom ontmoet op 'n bonatuurlike wyse, die Here. Heilige Gees, kom ontmoet op 'n nuwe wyse, Here. Kom ontmoet vanaand, Here, op die vlak, Here, waar ons kan sien, Here, ons is stikkend, Here, waar ons kan sien, Here, ons het U nodig, Here. Wil U nie vanaand die balsem uithaal en Here, wil U nie ons wonde kom en herstel en genees nie, Here. Daar waar ons geloof vanaand ver te kort skiet, Here, wil U nie ons geloof kom versterk nie, wil U ons geloof met nuwe vuur aansteek nie, Here. Hy sê daar in Judas praat hy van allerheiligste geloof, Here. Here, ek bid vanaand vir allerheiligste geloof, Here. Laat dit sal oprys soos 'n gebou, want U sê ons is die tempel van God, Here. Laat U teenwoordig sal wees altyd in ons lewens. Ek bid nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Laat U vanaand by elkeen sal kom stil staan op 'n bovennatuurlike wyse, Here. Heilige Gees, maak bemoeienis met elkeen. Ek bid vanaand vir 'n oorvloei in die Gees na elkeen toe in die naam van Jesus. Ek bid vanaand, Heilige Gees, dat U vir elkeen nou sal versadig met U Heilige Gees werking. Here, ons is nie besig met mekaar nie, maar ons is besig met 'n lewendige God wat in die hemel is. En Here, U sê U oë deurloop hierdie aarde om te kyk wie se harte onverdeeld op U gerig is. En ek bid vanaand, Here, dat ons harte op U sal rig, Here. Laat ons dit wat skeiding maak tussen ons en U, Here, sal vanaand sal verwyder. Hierdie atmosfere van, Here, wat die Bybel, wat Dawid ook sê, hy sê, Here, my sondes en my ongeregtighede het skeiding gemaak tussen my en U. En daarom wil ek vanaand bid, Here, dat U die sonde sal wegneem. Maar Here, daardie ongeregtigheid wat skeiding maak tussen ons en U, daardie wetlike reg wat die vyand gebruik om ons aan te val, wil ons kragteloos stel in die naam van Jesus. Ek bid vanaand, Here, dat die engele aangaande U kinders nou sal beginne, dat die engele nou sal intree vir U kinders, dat die engele vir elkeen, dat die boodskappers van God nou dinge sal verander, Here. Daar waar in hulle huise is, daar waar in hulle lewens is, Here, dat daar skielik nou goddelike deurbraak sal plaasvind, Here. Let there be an overflow in this place, Lord. I ask you in the name of Jesus, let there be an overflow. Let there be an overflow of your anointing in this place, Lord. Let your overflow come on everybody. Let the Holy Spirit come and anoint everybody that's in this place tonight. That's my prayer. Here, trek ons nader na U genade troon toe, Here. Ek bid vanaand, Heilige Gees, trek ons nader na die genade troon van die Here toe. Here, in U teenwoordigheid is daar geen tekort nie. Inteendeel, Here, in U teenwoordigheid is daar geen bekommernis in die Here. Die bekommernisse verdwyn soos mis vir die son. Want Here, by U is dit, U is die hartklop van alles, Here. Here, U troon is die hartklop van hierdie hele wêreld, Here. En Here, as daar die hart so klop, dan klop dit die liefde van Christus. Dit klop vanaand, Here, blydskap en oorwinning. Dit klop vanaand voorsiening, Here. Dit klop vanaand, daar in die woord van U staan so duidelik, Here. Daar in die troon van God is daar 'n rivier wat vloei van voorsiening na hierdie aarde toe, Here. Daar die lewende waters wat vanaand vloei na elkeen toe. Dis my gebed vanaand, Here, dat daar die lewende waters elkeen sal aanraak met nuwe krag, met nuwe vuur, Here. Want Here, U roep elkeen van ons om in hierdie waters in te staan, maar ons besef ook vanaand, as ons in hierdie waters staan, Here, dan staan ons baie keer in die vlakwaters. U roep ons na die dieper waters toe vanaand, Here. Dit is so pragtig as ek dit sien, Here, wanneer ons in die diep waters is, dan is ons afhanklik aan U Gees, Here. Want daar in die vlakwaters staan ons nog met ons eie bene, ons eie krag, ons eie metodes. Ons hou nog vas ons eie tradisies, ons eie dinge wat ons doen en sê, Here. Maar as ons hier in hierdie diep waters gesubmerge is, Here, as ons in daardie diep waters is, Here, dan staan ons nie op vaste grond nie, dan staan ons in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil vanaand bid, Heilige Gees, dat U elkeen nou sal submerge met U liefde, met U krag, Here, met U goedheid, met U genade. Ek wil vanaand bid, Heilige Gees, dat U elkeen vanaand sal versterk met nuwe krag, met nuwe ontmoetings, Here, met 'n nuwe ywer, Here. Ek roep vanaand in die Gees, roep ek vanaand die Kalebs, ek roep vanaand die Josias. Kom staan op julle plekke. Ek roep die Josefs, ek roep die Daniels. God praat met jou vanaand, kom staan op jou plek. Kom neem jou posisie in. Abraham, kom staan op jou plek. Die oudstes moet opstaan en hulle plekke volmaak. Elkeen met sy plek om volmaak. Ons leef in 'n tyd
waar ons nie nou moeg moet word, nie moedeloos moet raak nie. Ek roep vanaand, Here, dat die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek sal inbeweeg. Anoint everybody with fresh oil. Liewe Jesus, U kom vanaand en U sê vir Johannes, kom op hierheen, kom op hierheen. Daar's 'n uitnodiging vanaand vir elkeen in hierdie kerk om op te kom in sy teenwoordigheid in. Om op te kom in sy troonsale in. Daardie oop deur vanaand wat U vir ons uitnooi en sê, dit is beskikbaar vir die vlees om ook in te kom. Dit maak nie vir ons sin, Here, want 'n mens het ingegaan. Alhoewel hy dalk in die gees was, Here, maar hy het nog gelewe op aarde, hy het dit neergeskryf. Ons dink altyd die hemel is beperk net vir hulle wat doodgaan, maar Here, U roep ons vanaand om met vrymoedigheid in hierdie troonsale van die een te beweeg, Here. Om vanaand op daardie heilige grond te kom staan, om vanaand daarvoor die lig te kom staan en sê, Here, verlig ons opnuut. Verander elke duisternis, verander elke omstandighede in ons lewens, Here. Breek nou vir ons deur met blydskap, Here, breek nou vir ons deur met vars olie. Dis in daardie lamp wat ons sien, daar's olie in daai lampe, Here. En Here, ons bid vanaand vir vars olie, Here. Ek bid dat die Heilige Gees vanaand vir elkeen 'n nuwe olie sal gee in hierdie plek, Here. Salf hulle hoofde met nuwe olie, Here, vars olie, dat hulle sal vanaand ervaar dat die Heilige Gees roep hulle om op te kom na U toe, Here. Here, ons voel baie daar so onwaardig, ons voel baie daar soos op die plek waar ons moet wees nie. But Lord, You anoint our heads with fresh oil. Here, U salf ons vanaand met die salwing van die Heilige Gees. U salf ons met nuwe krag, U salf ons met blydskap. U salf ons, Here, met 'n krag van U goedheid, Here, met 'n krag van U genade. Daar's 'n oproep van die Heilige Gees om te sê, kom op hierheen, kom op na my troonsale toe, kom in my teenwoordigheid in, kom in die allerheiligste in, kom praat met die Heilige Gees, kom by die versoendeksel uit, kom by daardie plek waar jy voel vanaand dat die Here het jou vrygemaak, dat jy vanaand sal weet dat die Here se Gees bring vernuwing in jou gemoed. Daar kom vernuwing in jou gemoed, halleluja. Daardie dinge wat jou so afdruk, daardie moedeloosheid, kom nou los in die naam van Jesus. Goddelike deurbraak breek deur, die Here maak vry, die Here maak los, halleluja. Dit wat jou vasgehou het, dit wat jou neergedruk het, dit wat jou moedeloos maak, dit word afgebreek deur die salwing van die Heilige Gees. In hierdie oomblikke, wat 'n voorreg is dit nie vanaand, Here, om in die teenwoordigheid in te beweeg nie. Ek wil jy moet nou vir 'n paar minute met jy kragtig bid, want die Here roep jou om in sy teenwoordigheid in te kom. Hy sê, kom in my teenwoordigheid in, press through, you have to press in the Spirit. Jy moet hier stry, halleluja, om in sy teenwoordigheid in te beweeg. Laat toe dat die Gees van die Here jou met jou bemoeienis maak. Laat die Gees van die Here jou in daardie krag van sy sterkte intrek vanaand. Dis wat die Heilige Gees vir jou sê, kom Josua, kom betree die land, kom sit jou voet in die Jordaan, kom vanaand op die plek waar God jou kan gebruik. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, want ek die Here jou God is met jou. Wees sterk en wees volmoed. Weer eens sê die Here vir hom, wees sterk. Moenie bang wees nie, kom vanaand na my teenwoordigheid en kom in neem besit. Moenie kyk na die omstandighede, moenie kyk na die reëse nie, moenie kyk na dit wat vir jou vanaand so onmoontlik lyk nie, maar kom op daardie plek waar God jou kan wys, waar sy teenwoordigheid is. Daar's 'n belofte wat ek vanaand vir jou wil gee. En daardie belofte is groter net as grond, is groter as net die belofte van 'n beloofde land of 'n beloofde land. God sê vanaand vir jou, ek wil met jou bemoeienis maak. Ek wil jou naam skrywe in die boek van die lewe, want jy's myne, jy's nuut, jy's duur gekoop. Jy het die ewige lewe, halleluja. God maak met jou bemoeienis vanaand. Hy wil jou vernuwe. Dis nie net in die tydelike nie, dis die geestelike, dis oorlosste wat God jou vanaand weer op 'n nuwe plek wil inbring. Die Gees van die Here sê, kom hom wat dors het, kom wat vanaand 'n behoefte het om te drink. Die Here vra vir jou, kom drink vanaand van hierdie water. Daai water wat so in die troonsale van die Here uit beweeg, kom drink van daardie water. Kom verfris jou vanaand weer opnuut met my salwing, kom maak jou vol van my Gees. Kom word vernuwe. Dis die Gees vanaand vir jou sê,
Die wat moeg is, kom vanaand en vaar op met die vleuels van die arende. Kom word verlig in die Gees, kom vanaand in sy teenwoordigheid in. Kom vanaand in daai plek en waar God met jou kan praat. Labasien terekebebebetai. Dat die heerlikheid van die Here sal deurbreek. Want die Here sê vir jou, daar's 'n oop atmosfeer vanaand en hierdie is dan nie, daar's 'n oop deur wat nou oop is. Ek roep jou om op te kom na my teenwoordigheid toe. Ek roep jou om in te beweeg na my krag toe. Halleluja. Ek soek vanaand manne en vroue wat in die geloof kan inbid en kan instry en kan deurbeweeg in my troonsale in. Want ek wil vanaand my heerlikheid opnuut op jou uitstort. Halleluja. Ek wil my krag vir jou gee. Want as jy vanaand die uitstap, sal jy nie dieselfde wees nie. Jy sal veranderd wees met die krag van die Heilige Gees. Daar kom vernuwing in jou gemoed, daar kom vernuwing in jou gedagtes. Daar kom vernuwing in jou verstand nou in hierdie oomblikke. Kom op hierheen, sê die Heilige Gees, kom op, kom op. Kom op na sy teenwoordigheid toe, kom op na sy genade toe, kom op na sy blydskap toe, kom op na die bloed van Jesus wat vrymaak, kom op na die hoëpriester toe vanaand. Die hoëpriester wil jou salf, die hoëpriester wil vanaand die bloed op jou spat, die hoëpriester wil jou vanaand vrymaak. Kom op, spreek die Heilige Gees, kom op na my teenwoordigheid toe. Kry jou gedagtes op die Here gerig. Die Here roep elkeen van julle, kom op. As jy maar net in die Gees kan kyk en sien Jesus staan, hy is die hoëpriester wat intree. En hy nooi ons in om vanaand op te kom na sy teenwoordigheid toe. Roep elkeen van ons, Here, ons kom op na u krag toe, ons kom op na u overvlow toe. Ek weet nie van u nie, maar ons kom na die Here se overvlow toe. Ons kom in sy teenwoordigheid in vanaand. Heilige Gees, elkeen vanaand weer vernuwe, vir jou nuwe krag gee. Die Bybel sê so pragtig, hy sê die vermoeide kry nuwe krag. As jy moeg is vanaand, sit nou jou aand om nuwe krag te kry. Vra 'n bietjie vir die Here, Here, gee vir my daai nuwe krag, gee vir my daai blydskap, gee vir my daai oorwinning. Here, gee vir my daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Praat bietjie met die Here, roep bietjie daarop na die Here, sê Here, ek soek vanaand daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, daai blydskap wat ek nie het nie, Here, wat ek laas die pad verloor het. Hierdie ou donker wolk wat oor my is, Here, skuif ek vanaand in die naam van Jesus. Daardie heerlikheid van die Here beweeg deur, dit kom deur, dit breek deur. Halleluja. Ons kom in sy teenwoordigheid in vanaand. Die Here roep julle om te bid, die Here roep julle weer om julle gebedsaltare te herstel. Ek kom vanaand, ek sal vanaand weer jou gebedsaltaar, dat jy sal begin bid, dat jy die Here sal soek dag en nag, dat jy sal in sy Gees begin wandel. Die Here roep jou om te bid. Die Here roep jou Janine om in te tree, die Here roep jou om 'n bres te slaan in die Gees, die Here roep jou om die Here se krag en sy Gees weer te soek. Halleluja. Halleluja, dis goed om die Here te dien, dis goed om net te sê jy kom kerk toe, maar die Here soek vanaand dissipline. Hy soek manne en vroue, hy soek 'n Josua wat hierdie berg sal opklim, hy soek vanaand 'n Moses wat 'n verskil kan maak, wat in my teenwoordigheid kan beweeg, wat daar op die berg sy gesig kan laat verander. Wat kan afgesonderd raak, wat kan sê, Here, ek sal nie verder trek as die Heilige Gees nie saam met my is nie. Ek wil nie vorentoe beweeg, Here, as u teenwoordigheid nie meer by my is nie. Dis wat die Gees van die Here vanaand vir elkeen wil gee in hierdie plek. Hy wil vir jou oorvloed gee, hy wil vir jou sy teenwoordigheid gee. Hy wil jou sy Gees gee om vanaand vir jou te sê, dat jy hoef nie alleen te wees nie. Die Here roep julle vanaand weer om julle met julle tale te bid, om daai vuur in die brand te steek. Weet jy dat dan nie, wanneer jy in tale bid, en wanneer jy begin deurbid in die Gees, weet jy dan nie, dat jou vyand weet nie wat jy sê nie. En as jy nie weet wat jy sê nie, dan kan jy dit nie keer nie. Maar leer jy dan in die woord van die Here, wanneer jy in tale bid, dan stig dit jouself, dan kry jy verborgenhede. Daar's verborgenhede wat gespreek word, daar's goed wat losgemaak word, daar's 'n krag wat werk. Die engele begin in beweging te kom wanneer jy in tale begin bid. As jy dit maar net vanaand kan sien, iemand wat in tale bid, is soos weerligstrale wat slaan van die troonsale van die Here na die kinders van God met nuwe krag, met nuwe heerlikheid wat deurbreek.
Dan begin jy te bid in 'n taal en jy begin te bid in 'n woord wat jou vyand nie verstaan nie. En die mens bid te beperk, die mens bid te veel met sy verstand. Maar God roep jou vanaand om in die gees te bid, om in te stry, om in te beweeg in sy troonsale en om in te kom op die plek waar hy met ons kan ontmoet. Die Here roep jou om te bid. Sit bietjie daai gebedsaltaar aan in die oggend. Sit hom bietjie weer aan in die middag. Sit hom bietjie weer aan in die aand. Daar by die bed lê. Jy dink mos altyd ou moet net op die grond lê. Lê maar so 'n bietjie in die bed, dan bid jy ook. Ja, ek weet dit is weer 'n kerktradisie. Kom maar bietjie daar in die bed en lê in die bed, dan begin jy in tale te bid en jou in tale bid. Weet jy dit dan nie dat Daniël en selfs weet jy dit dan nie dat selfs Dawid sê hy het op die bed gelê en God het dit vir sy bemindes gegee en dan slaap. God sê vir jou raak besig met hom. Hou op om besig te raak met tradisies, hou op om besig te raak met menslike opinies. Kom vanaand in sy teenwoordigheid en kom staan in die krag van sy sterkte. Kom dat julle 'n bietjie bid. Die Here roep jou om te bid, die Here roep jou om te bid, die Here roep jou om te bid. Kerk sal nie krag kry as die kerk nie bid nie. Die kerk, jou geestelike standaard is net so hoog soos jou gebedslewe. Weet jy vanaand dat jou geestelike krag kan nie hoër gaan as jou gebedslewe nie. Bietjie bid, min krag. Maar as jy vanaand begin bid en jy begin te bid en jy sê, maar Here, ek het nie woorde nie, dan raak ek jou lippe vanaand aan. Kom vanaand dat die Heilige Gees jou lippe aanraak met vars olie. Laat die Heilige Gees jou aanraak met nuwe vuur. Laat die Heilige Gees roep dit en vra vir die naam van die Here, sê Here, daar's 'n beperking op my lippe gewees, daar's 'n beperking in my hart. Kom vanaand en bid bietjie saam en sê ek roep die naam van die Here aan, ek roep sy krag aan, ek roep sy teenwoordigheid aan. Ek roep vanaand die Heilige Gees aan om ons aan te raak, om elkeen se lippe aan te doen met nuwe krag, met nuwe blydskap. Halleluja. Strome van lewende waters weer uit jou binneste sal vloei. Laat die strome van lewende waters maak ek los in jou binneste, dat die blydskap nou sal ervaar, dat die opborreling sal kom in die naam van Jesus. Dit waar die vyand jou so die jou put verstop het. Leer jy dan nie dat Isak het putte oopgemaak nie? Ek wil vanaand vir jou sê, maak 'n bietjie daai put oop. Die Bybel sê Abraham het die putte gegrawe, die Filistyne het hulle toegegooi. Maar Isak het weer gekom en die putte oopgegrawe. Maak 'n bietjie daai put weer vanaand oop, dat die strome van lewende water sal uitkom. En dan sien ons, daar's altyd 'n geveg, daar's altyd 'n geveg in die gees. Maar ek wil vanaand vir jou sê, kom, die Here raak elkeen in hierdie plek aan met nuwe blydskap, met nuwe oorwinning, met nuwe krag, met nuwe heerlikheid. Terwyl ons vanaand hier is, kom bid so 'n bietjie saam met ons. Ons wag op die Here, ons wag op sy krag, ons wag op sy genade. Daar's vars olie wat die Here nou loslaat in hierdie plek. Die Here raak jou verstand aan, die Here raak jou gedagtes aan, die Here raak jou menswees aan vanaand met nuwe krag en met nuwe blydskap. Halleluja, maak jou hart vanaand oop vir die Here, sê Here, ek ontvang dit, ek ontvang die krag van die Heilige Gees, ek ontvang sy genade. Leer in Christus kerk, as jy maar net weet dat God roep jou vanaand, soos hy sê in die Gees, soos hy na kykens by mekaar maak, so wil die Heilige Gees jou vanaand net roep om in sy teenwoordigheid in te kom, om vir jou vanaand te sê dat hy stel in jou belang, hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar van die aanslag van die vyand. Maar jy moet vanaand kom, jy moet kom in die Gees, kom in sy teenwoordigheid in, maak jou hart net oop. Laat toe dat die Heilige Gees jou versterk. Wanneer ons in die Gees bid, sê die Bybel, dan praat ons verborgenhede, dan praat ons in die geestelike taal, dan is daar 'n download, ekskuus vir die Engels, daar's 'n download van sy krag en sy genade. Daar's 'n toevoeging in die Gees. Die Bybel praat daarvan, hy sê is allerheiligste geloof wat op ons uitgestort word wanneer ons in tale bid, wanneer ons in die Gees bid. En wanneer ons in die Gees bid, dan sê die Bybel, dan stig dit jouself. En ons weet, hier is nou nie, waar ons nou gewoonlik in die gemeente, hier vir die bekommerd te wees nie, dis nie 'n gewone diens hierdie oomblikke voor die diens nie, hier kan jy maar 'n bietjie in tale bid. Niemand hoef nou te verstaan nie, ons gaan ons praat as ons moet verstaan. Maar nou praat jy 'n bietjie met die Here, jy sê vir die Here, Here, dis my bekommernisse. En dan spreek jy 'n bietjie daar in tale, en bid jy oor daardie omstandighede. En wanneer die Heilige Gees betrokke raak by jou omstandighede, dan kom daar goddelike deurbraak. Want jy sien, die Here bring lewe en lewe in oorvloed. Die Here bring vanaand deurbrake, vars olie wat weer vanaand op gedagtes en mense se lewens uitgestort word.
Kom in sy teenwoordigheid in, kom in sy krag in, kom in sy genade in, kom in sy heerlikheid in. Dis wat die Heilige Gees jou net sê, kom op hierdie, net soos wat hy vir Johannes gesê het, kom op na my teenwoordigheid toe, kom op. Kom ontdek vanaand dat daar is meer krag as op hierdie aarde, kom ontdek vanaand, daar is 'n heerlikheid wat geen beperking het nie, kom op vanaand, na God se troonsale toe, daar in sy troonsaal is daar geen beperking nie, daar is geen bekommernisse nie. Halleluja, by God se troonsale is daar vrede, daar is blydskap, daar is oplossings, daar is openbarings. Ek weet nie of jy dit weet nie, in God se troonsale, toe Johannes daar instap, toe kry jy een openbaring op die volgende openbaring. Dis wat God se troonsale doen, dit bring openbaring, dit bring vars anointing, dit bring 'n nuwe salwing, dit bring vir jou nuwe krag, dit bring vir jou oorvloei in jou gees, halleluja. En dis wat die Heilige Gees vanaand vir elkeen in hierdie plek sê, kom in daardie omstandighede in, waar God vanaand vir jou oorvloei kan gee. Die Bybel sê vanaand vir ons, hy sê kom, hy sê vir ons ook, as jy sukkel om te kom, hy sê, wees net daai ene wat bly klop aan die deur, sê, Here, ek klop en ek klop, maak oop, dat die Heilige Gees jou vanaand vat, na die plek van oorwinning toe. Die heerlikheid van die Here breek deur, die Here raak jou verstand aan, die Here gee vir jou nuwe krag in hierdie oomblikke. Jy wat vermoeid en belas is en oorlaai is, God gee vir jou nou nuwe krag. Ontvang dit in die naam van Jesus, dis geloof. Sê Here, ek vat vanaand my nuwe krag, ek vaar op die vleuels van die arende. Kan jy dit vanaand in die Gees sien, ons kom sweef in sy teenwoordigheid. Hy wat moeg is, hy wat oorlaai is, daar's blydskap, daar's deurlikheid wat deurbreek, daar's voorsiening, want jy sien 'n arend vlieg op die winde van die Heilige Gees. Dis wat die Heilige Gees ons wil wys, dat jy kan 'n arend wees wat op sy wind kan waai en op sy wind kan sweef. En dan skielik dan is dit nie meer so moeilik om te vlieg nie, want daai wind vat jou en hy begin jou op te tel hoër en hoër en hoër. En dis my gebed vanaand dat die Heilige Gees elkeen sal optel hoër en hoër en hoër en hoër, dat jy vanaand sal ervaar dat die heerlikheid van die Here breek vir jou deur. Kom bid bietjie in die Gees, kom bid bietjie saam, moenie so passief wees nie. Moenie vanaand klem in die kaak kry nie, want die Here soek manne en vroue wat kan bid. Hy soek manne en vroue wat sy naam kan aanroep. Daar's nog 5 minute, bid nou deur. Soek die aangesig van die Here, kom bid deur. Ons moet hier stry vanaand. Die Gees van die Here wil werk, want hy soek manne en vroue wat vanaand hulle hart op die Here kan sit en kan sê, Here, ek stry deur. Dis nie nog 5 minute wat jy nou kan in gebed intree met alles wat in jou binne is. Dis nou bid jy saam en jy sê, Here, ek bid nou, Here, dat U 'n oplossing sal gee. Ek bid nou vir my kinders, ek bid vir my man, ek bid vir my werk, ek bid vir daardie omstandighede. Kom bid nou deur in die gemeenskap van die Heiliges. Daar is daar deurbraak, daar is daar vir ons vanaand oop deure. Weet jy dan nie dat die Bybel sê self dat die helse poorte sal ons nie oorweldig nie. Dis in die gemeenskap van die Heiliges. Kom bid saam. Halleluja. Lede Christus Kerk, kom ons soek die Here. Soek die Here daar in jou binneste. Soek die Here. Soek die Here. Heilige Gees wil met jou ontmoet. As jy maar net vanaand kan sien, daar's vars olie op jou. Daar's nuwe olie wat die Here op jou uitstort vanaand. Sy salwing wat vanaand op jou opnuut weer kom, jou gedagtes vernuwe. Daai moedeloosheid gaan nou weg. Daai donker wolk breek nou in die naam van Jesus. Net soos wat jy 'n lig in 'n donker plek aansit. Weet jy of jy dit al ervaar het, as jy in 'n donker plek instap, want dit is moeilik om te sien. En met 'n druk van 'n knoppie verander alles. So kom die Heilige Gees dan hy verander omstandighede. En hy bring 'n nuwe atmosfeer in hierdie plek. Hy bring 'n nuwe atmosfeer in jou lewe. Daar's 'n atmosfeer van heerlikheid, 'n atmosfeer van krag. Daar's 'n atmosfeer van sy guns wat net deurbreek. Hy sê staan op en word verlig. Sit die lig aan, sê die Here. En dan sal die heerlikheid van die Here oor jou opkom en dan sal sy krag oor jou opkom. En dan sal hy jou seën. En dis hoe dit werk, want die Here wil hê ons moet opstaan. Hy sê moenie daai lig nou vanaand onder 'n maatemer sit nie. Met ander woorde, moenie die lig onderdruk nie. Kom ons laat die lig deurbreek. Die lig breek alle duisternis vanaand. Ervaar jy dit? Jy ervaar duisternis. Wat se duisternis is daar? Moedeloosheid, depressiwiteit, moegheid. Soms raak dinge te veel. Soms voel jy is verlore.
Party daar kry jy irritasies, frustrasies, sit die lig aan. In die naam van Jesus, daar kom nou 'n lig vir jou deur. En dis sy salwing wat nou elke juk breek. In die naam van Jesus. Kom na die Heilige Gees elke donkerte nou breek. Jy sê Here daar by die huis, werk alles nie uit nie. Here, die kinders wil U nie dien nie. Ek weet nie met wie die Heilige Gees praat nie. Die kinders wil U nie dien nie, Here. Here, dit wil nie gebeur nie. Here, hierdie een probleem wil net nie deurbreek nie. Ek kom nou in die naam van Jesus. Ek wil jy met saam mee vertrou. Ek breek die ketting van dit wat maak dat jy nie deurbraak kry nie. In die naam van Jesus. Daar's 'n ketting wat breek. Van omstandighede. Vicious circles wat maak dat jy altyd verloor. Dat jy altyd terugdraai en voel, Here, ek het nie antwoord nie. Dis altyd dieselfde ding wat gebeur. Selfde goed wat met my gebeur. Dis so aanhoudend. In die naam van Jesus. Weet jy wat is daai Gees se naam? Daai Gees se naam is Farao. Ek kom nou in die naam van Jesus Christus en ek sê nou vir jou Farao, laat my volk trek. Ons sal gaan na die beloofde land toe. En Here, ons sal 'n dooie see, ons sal 'n rooi see ervaring kry vir hierdie Farao, Here. U gaan vir ons nou 'n deurbraak gee. U gaan ons voete op oorwinningsgrond plaas, daar waar ons nie gedink het ons kan loop nie. Daar waar die grond onmoontlik lyk, daar waar dit voel jy het nie 'n antwoord nie. Jy voel jy's vasgekeer teen 'n muur. Jy voel maar, Here, man, die vyand is hier op my. Ek het nie meer 'n antwoord nie. In die naam van Jesus, daar kom vir jou nou 'n oop deur. Daar kom vir jou 'n oop see. Jy sal deur stap. Ek wil iemand in die Gees kyk, jy sal deur stap op oorwinningsgrond. Jy gaan op oorwinningsgrond deur stap. Halleluja, jy gaan op grond deur stap. Jy sal verstom en verbaas wees. Jy sal verbaas wees as jy sien wat die Here kan doen. Maak bietjie jou geestelike oë oop en kyk bietjie. God maak al reeds die see oop. God gee al reeds vir jou die geopende deur. Daar's vir jou nou 'n deurbraak wat oopbreek in die naam van Jesus. Farao se gees word gebreek, manipulasie breek. Dit wat keer dat jy nie 'n deurbraak kry nie, word gebreek. Daardie voorsiening van die vyand wat jou in slawerny gehou het, daardie gees breek nou vanaand in die naam van Jesus. Elke slawerny gees, elke ding wat maak dat jy vasgevang is in omstandighede, dit breek in die naam van Jesus. En Here, U kom vanaand en U maak vry. En U kom vanaand en U breek vir ons deur met vreugde en blydskap. En Here, soos wat daardie klompie Israeliete daardeur daai see getrek het, toe stap hulle op nuwe grond, toe stap hulle op oorwinningsgrond, toe stap hulle op grond as ander mense op daardie grond loop. As hulle ander mense daarop loop, kan hulle nie daarop loop nie. Dis grond wat die Here vir jou gaan gee, dis grond wat die Here vir jou nuut gee. Dis vir jou nuwe grond. Wat gister en eergister onmoontlik is, word nou vanaand moontlik. As jy uitstap, sal jy sien daar's 'n deurbraak in die gees, dinge gaan moontlik raak. Die lig van die heerlikheid van God aan, sy die lig aan vanaand, dat God sy heerlikheid breek deur, sy heerlikheid, sy krag. Dis die troonkrag van God. Dis die heerlikheid van God wat deurbreek. Halleluja. Dis wanneer sy krag, dis 'n stroom van waters wat uit die troonsaal van God uitvloei. Dis die voorsiening van God wat deurbreek. Halleluja. Dat jy geweet daar voor die troonsaal van die Here, dan is sê dat die see is soos 'n spieël. Halleluja. Die omstandighede wat in jou lewe is wat so rof is, God maak dit soos 'n spieël glad. Dat jy sal ervaar dat die heerlikheid van die Here kan selfs die ergste storms kan die Here vanaand stil. Maak nie saak wat so storm jy het nie, die Here maak dit stil. Kom bietjie, daar's nog so 5 minute. Kom. Nou gaan ons deurbid, ons gaan deurbid. Ons gaan deurbid. En weet jy hoe bid jy deur? Jy soos daardie Israeliet wat nou sien die see het oopgegaan en nou stap jy deur. Jy stap daar in die allerheiligdomme en jy stap in God se teenwoordigheid in. En jy begin saam te bid en jy sê, Here, ek is nou moeg vir my omstandighede, ek is moeg om 'n slaaf te wees, ek is moeg om vasgevang te wees in Egipte se huis, ek is moeg vir jou sonde, ek is moeg vir die omstandighede, ek is moeg vir hierdie frustrasies, ek is moeg vir Farao, ek is moeg om so aan te hou, Here, maar nou in die geloof stap ek deur en ek vat nou oorwinning, want Here, as ek deur hierdie see gestap het, dan stap ek in my oorwinning in, ek stap in oorwinningsgrond in, ek stap op my plek van goddelike
deurbraak in. Ek stap op die plek waar U met my vir my nou bemoeienis maak. En Here, wanneer ek deur hierdie see gestap het, sal ek so stap en ek sal begin 'n koordans aan die ander kant van blydskap, van die heerlikheid van die Here wat deurbreek, want my vyand sal verslaan wees. Die perd en die ruiter sal neergewerp word. Die vyand sal neergegooi word, want my God is in beheer. Hy breek slawerny, hy breek die omstandighede, hy breek die gees van slawerny vanaand. Woe! Dankie Jesus. Halleluja. Kom bid nog so 'n bietjie die gees. Kom bid nog so 'n bietjie die gees. 2 minute. 2 minute wat ons deurbid. Ons bid en soek die Here. Yes, dis lekker om die Here se naam groot te maak. Dis lekker as die salwing nou die hekke breek. Dis lekker as die gees van die Here mense losmaak. Yes, jou blydskap breek deur, man. Jou vreugde is hier. Die krag van God maak los in die naam van Jesus. Jou blydskap is jou beskutting. Jy moet weet dat God is trek vir jou uit vanaand met 'n nuwe blydskap, met 'n nuwe krag. Jy sal nie dieselfde wees as jy uitstap nie, want God raak jou aan met groot krag vanaand. Dis nog so 2 minute. Kom ons bid 2 minute. Soek die Here, daar's 'n krag vanaand in hierdie plek, daar's 'n heerlikheid wat deurbreek. Ons is kom in die troonsale van die Here in. Dit is so lekker om die Here te aanbid. Al daai geestelike tamboerijn speel op in die gees. Maak die naam van die Here groot en sê, Here, U het vir my oorwinning gegee. U het vir my krag gegee. Here, U het my vrygemaak van die mag, van die sonde en die dood. U het my vrygemaak van slawerny. Jou farme gees is afgebreek. En Here, U het my vrygemaak van hulle wat my so manipuleer en wat my so vashou. En maak nie saak wat dit is nie. Is dit armoede? Armoede, nou gaan jy in die naam van Jesus. Is dit vanaand omstandighede? Dit breek in die naam van Jesus. Is dit siekte? Dit breek in die naam van Jesus. Is dit vanaand frustrasies? Dit breek in die naam van Jesus. Is dit bekommernis? Dit breek in die naam van Jesus. Yes, ek kom onder die wolkkolom in. Ek kom onder die vuurkolom in. Ek kom onder sy krag in. Ek kom onder sy genade in. Ek kom genade in die plek waar hy met my kan ontmoet in die naam van Jesus. Yes, Dis wat die Here vir Johannes gesê het, kom op hierheen man. Hy nooi jou vanaand uit om op te kom. Hy nooi jou om oor te gaan. Hy nooi jou om in die salwinge te beweeg. Hy nooi jou om sy troonsale te sien. Hy nooi jou om openbarings te kry. Dis wat die Heilige Gees vanaand doen. Hy nooi jou vir groter openbarings. Yes, leer in Christus kerk, ons moet bid. Die Here roep julle om te bid, die Here roep julle om deur te breek. Ons maak die naam van die Here groot, want die Here, daar's niemand soos U nie. U is heilig, U is almagtig, U is groot, Here. U is lofwaardig. Here, U is die God wat lewe. U is die God wat verandering bring. U is die God wat vanaand bemoeienis maak. En Here, ons gaan getuig. Hier is die plek van wonderwerke. Hier is die plek van deurbraak. Hier is die plek waar God voorsien. Hier is die plek waar die Here vir ons die ruiter en die perd neergegooi het. Waar die omstandighede vanaand verander het in die naam van Jesus. En ons dank die Here daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Amen en amen. Amen. Goeienaand.